Ons mag vanaand ook deel van ons bergpredikasie, ook elkeen van julle ook in die harte aanspreek. Kom ons word stil voor die Here. Here, is ons wat 2000 jaar later so na die bergpredikasie luister, en dit raak ons harte. En ek my maar net indink, hoe dat daardie 5000 plus mense, hoe dat hulle gevoel het. Hulle wat vasgevang was in wette, klomp reëls wat nagekom moes word. Vir hulle het dit nie altyd sin gemaak. En dan hoor hulle u preek. En u sê dit gaan nie oor 'n klomp dooie wette. Maar dit gaan oor 'n verhouding, oor liefde. Here, ons wil vanaand net na u opkyk, in verwondering vir u boodskap. En ons bid dat u ons sommer net baie ryklik gaan seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liefdes, ek groet julle in genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onze Vader en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan dan sing ons nog so 2 liedere. Vader, ons Heer, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Vader, Vader, ons Heer, Vader, ons loof U, in die naam van Jesus. Ons Heer, loof die Heer, my Heer, loof die Heer, want U is Vader, om aan bid te word. U is Vader, om aan bid te word. U is Vader, love you.
En wys ons vanaand hoe om dit te doen. Leer ons die pad. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons maak die Bybels oop. Daar's nou nie vanaand die teksgedeelte op die bord nie. Die Bybel nie so, die wat Bybels het, maak hom vir ons oop daar by Matteus hoofstuk 6, Matteus hoofstuk 6. En ons gaan daar lees vanaf vers 19. Dis eintlik so kosbaar en ek sal Sondagoggend net so 'n bietjie terugverwys ook na die hele bergpredikasie. As 'n mens so gaan terugkyk na al die hoofmomente wat ons hierdie afgelope tyd met mekaar gedeel het, dan lewe die bergpredikasie. Ek sê vanoggend vir Fritz, dit voel vir my, as 'n mens as Christen vir jouself vra, hoe moet jou lewe lyk? Dan kan jy vir iemand sê, gaan lees die bergpredikasie. Want daarin word dit so duidelik vir ons uitgespel oor, dit gaan oor 'n lewe, oor 'n verhouding. Dis nie dooie wette nie, maar dit gaan om baie meer. Ons het 'n opdrag dat ons lig vir die wêreld moet wees. En dan kom ons by vanaand se gedeelte wat gaan oor, waar is jou skat? Waar is jou skat? Dink so 'n bietjie. En nou wil ek hê, moenie teologies reg dink nie. Ek weet, nou gaan julle wil sê, baie slim, laat die dominee beïndruk is, my skat is in die hemel. Ons gaan nou by daai skat kom. Dink bietjie, wat is vir jou van die kosbaarste goed? As jy vanaand moet sê, wat is vir my so belangrik? Wat is vir my kosbaar? Dan hou so 'n bietjie dit in gedagte. Maar kom ons lees eers vanaand se gedeelte. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê.
Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie 'n skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soog nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges. Julle moet dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle gee. Ook al hierdie dinge. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Kom ons lees net tot sover. Wat is vir jou kosbaar? Daar is een groot gevaar wat ons vanaand vir mekaar moet uitlig. En dit is dat 'n mens kan, ek kan amper sê, so fatalisties wees om te sê dat ek mag niks hê wat vir my kosbaar is nie. Ek mag niks beplan. Ek mag niks doen. Want God sal alles doen. En dis hoekom ek daarmee begin is, om vir julle ook net te sê, dit gaan nie dat ons 'n streep moet trek, dat ons niks mag hê wat kosbaar is vir ons nie. Natuurlik is daar baie dinge vir 'n mens kosbaar. Verhoudinge. En dalk ook sekere goedjies wat partykeer dalk nie eers baie werd is nie. Maar dit beteken nie dat ons dit nie mag nie. Ek dink aan daardie teks wat Jesus ook sê, kom, die wat my wil volg, wat regtig ernstig is, moet hulle kruis opneem. En dan noem hy goed, jy moet jou pa en ma los en jy moet jou goed gaan verkoop en hom volg. En dan sê mense, beteken dit dat verhoudinge en ouers en werk en al daai dinge nie meer belangrik is nie? Dis nie wat hierdie gedeelte wil sê nie. Ek wil ons moet dit in ons kop daardie denkrigting regkry, soos wanneer ons dan by hierdie boodskap uitkom. Hy trek nie 'n streep deur alles nie. Want op ander plekke sê hy dat ons moet hard werk, en deur jou harde werk sal jy jou brood verdien. Die groot vraag is dan, hoe bring ons hierdie by mekaar
by dit wat ons vanaand met mekaar gaan deel. Want dit is 'n baie belangrike beginsel in ons geestelike lewe. Dit is 'n belangrike beginsel van ons leef in die koninkryk van God. En dan is hier 'n paar belangrike punte wat ek wil uitlig. Dit wat jy waardeer, vorm jou hart. Dit wat jy waardeer, dit waarop jy fokus. In hierdie gedeelte sê hy, moenie vir julle skatte hier op aarde bymekaar maak nie. En dan sê hy, want dis waar rot en waar dit verniel word, dit word opgevreet en dit roes en jy kan naderhand niks meer daarmee doen nie. En diewe kan dit steel. Wat bedoel hy? Ja, want tog leer ons ook vir mekaar dat jy 'n verantwoordelikheid het om voorsiening te maak. Ek dink as 'n mens op ons ouderdom kom naby aftrede, dan dink jy baie keer by jouself, maar hoe belangrik was die jare en hoeveel keer het mense nie gesê jy moet voorsiening maak want jy wil nie op jou kinders se nek gaan lê nie. So hoe pas hierdie goeders by mekaar? Want hy sê hier, waar jou skat is, dit wat jy waardeer, dit wat jy op fokus, dit vorm jou hart. Dit gaan hier oor 'n baie belangrike, dit gaan oor watter plek neem hierdie goed in jou lewe in. Hoe belangrik is hierdie goed? Wat is jou verhouding met al hierdie dinge? Kom ons vat 'n praktiese voorbeeld vir iemand wat sy hele bestaan eintlik gaan, as mens die ding oor die klere wat later ook weer te sprake kom, sy hele bestaan gaan oor die klerekas en hoeveel klere hulle het, en is die mooiste, die beste en die duurste, en dit word absoluut dit wat vir jou die belangrikste in jou lewe is, jou voorkoms en dit wat jy kan aantrek, dan word dit op die ou einde die afgod. Want dan word dit die ding waarop jy fokus. As jy iemand is wat by mekaar maak, en jou hele lewe en bestaan gaan daarin, in dit wat jy doen. Ek het een keer al hierdie verhaal vertel van 'n boer wat een van die grootste bonsmara-teelers was. En op sy sterfbed waar hy besig is om dood te gaan aan kanker, en hy amper nie meer eers kon sien nie, dan moes sy werkers en sy seun wat op die plaas is, moes hulle daardie bonsmara stoet so voor sy venster verbyjaag, dat hy dit net kon sien. Hy's besig om dood te gaan. Daar's niks fout om, en ons word uitgedaag om, ons moet 'n sukses van ons lewe maak. As jy 'n boer is, ja, dan moet jy sukses daarvan maak om vir jouself en vir ander te sorg. As jy by 'n werk is, by Middag, dan is dit jou verantwoordelikheid om jou beste te gee. Maar die probleem kom, as dit jou afgod word, as jy so daarop begin fokus, dat dit jou lewe bepaal. Dis wat hy bedoel. Dit vorm jou hart. Dit bepaal wat die binnekant aangaan. Dis alwaar jy kan dink. Hoeveel keer het 'n mens nie gehoor, of weet jy, of van familie of vriende, of mense wat jy ken, wat heel lekker begin draf het,
dit begin goed gaan en dan word die draf naderhand, ek gaan hardloop my eerste wedloop en die wedloop word verder en naderhand word dit, ek gaan die Comrades doen en op die ou einde, dit wat onskuldig vir 'n lekker oefening begin het om na jouself en jou gesondheid te kyk, word so fanaties dat jy niks anders kan dink en doen as om op die pad te wees nie. En dit neem jou hele lewe oor. Familietyd word opgeoffer, kerktyd word opgeoffer, want dit gaan op die ou einde van die kilometers wat ek aflê. As daar, en dis die hartseer oor as hy sê, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie. Wat die hartseer is, baie van hierdie goeders is goed en mooi. Of dit begin goed en mooi. Maar op die ou einde word dit die dryfveer. Word dit jou skat. En dan maak niks anders meer saak. Dan dit wat eens vir jou belangrik was, is nie meer belangrik. Want iets anders dryf jou. Op 'n stadium was daar so 'n neiging gewees toe dinge ook in die land baie besig en betrokke was, het daar onder die sakemanne en die rykes daarvan die stede af, het jy al hoe meer begin hoor, hoe dat hulle besighede opgegee het, en op klein plattelandse plekkies sommer 'n klein ou besigheidjie gekoop het, en verhuis het na hierdie dorpe. Daar talle verhale van hulle, en as hulle dan gevra word hoekom, dan sê hulle, ons moes 'n keuse maak. Of ons word vasgevang in hierdie gejaag. En daar's niks meer tyd nie. Of ons maak 'n skuif na 'n kleiner stil plekkie. Ons kan nie meer daardie lewenswyse handhaaf nie. En dan was dit nie ouer mense wat aftree nie. Dan was dit baie keer mense gewees met klein kindertjies. Wat hulle sê, kyk ons kinders. Vir eerste keer lewe hulle. Mens kan so vas gedruk word. Hoekom? Omdat dit wat, luister mooi, reg en goed is, so alles oorheersend word in jou lewe, dat dit wat werklik saak maak, nie meer saak maak. En dan op 'n dag, besef jy, wanneer 'n mens sy gesondheid ingee, senuweeinstorting, hartaanvalle, wanneer huwelike op die rotse loop, ouers en kinders wat verslae is oor dit wat hulle kinders aanvang, dan is dit te laat. Waar belê jy jou tyd, jou energie en jou geld? Ons kan baie maklik verskonings uitdink. Ons kan baie maklik by punte kom om te sê, "Jog, maar ek het dit nodig," of "dit is belangrik," of maar baie keer van ons goeders word gedryf
deur ons eie ek en deur onsself, want ek wil beter, ek wil sterker, en as my buurvrou dit het, wil ek dit ook hê, en heeltyd word dit gesoek na meer en meer. Ons is nie meer tevrede met die gewone, skies die Engels, brand goeders nie, nee, nou moet ons die eksklusiewe goed gaan koop, ons moet die eksklusiewe kosse gaan koop, want dit laat jou belangrik lyk en voel. Een jong dogter vertel my eendag, dit gaan nie goed in die ouer huis of tussen haar en die ouers, en ek gesels so bietjie, en toe sê sy vir my, dominee, ek is eintlik moeg vir die skyn waarin ons leef. Toe vra ek, wat bedoel jy? En dit klink nou eenvoudig. In ons huis is daar baie keer lekker goed, soos chips en sulke tipe goeders. Maar ons mag dit nooit eet nie. Want dit word gehou as daar mense kom om mense te onthaal en voor te gee. Is dit die lewe? Is dit wat belangrik is? Dit bepaal jou hart. Dit wat werklik in jou lewe saak maak, dit waarop jy fokus, dit bepaal jou hart. Maar die tweede ding wat hy hier sê, hy sê nie net wat jy waardeer vorm jou hart nie, hy sê hoe jy kyk bepaal jou rigting. Dan maak hy gebruik van die beeld. Hy sê 'n helder oog. Iemand wat kan helder sien. Jou oog is die lamp van jou liggaam. En dit verwys na die geestelike. As jou oog helder is, dan is jou hele liggaam verlig. Verwysende na jou geestelike lewe. 'n Helder oog simboliseer die regte keuse. Dink maar net hoe maklik as dit donker is en jy daar in die donker rondtas, hoe maklik kan jy verkeerde ding vat of kan jy iets afstamp daar van die bedkassie af omdat jy niks kan sien nie. 'n Helder oog verlig die binnekant. 'n Donker oog maak alles donker. En dit verwys die donker oog na die materialistiese, die jaloesie, gierigheid, 'n lewe in duisternis. Is dit nie wat Jesus heeltyd kom verkondig het nie? Vir dit sê daaroor gepreek, Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld, en julle moet daardie lig gaan wees. Jesus praat van die lig, Johannes 1, die lig het na die wêreld, na die duisternis toe gekom, om die duisternis te verdryf, en die wêreld wou hom nie aanvaar nie. So hierdie beeld tussen lig en duisternis, is so bekende beeld, en nou kom Jesus en hy sê hierso, hoe kyk jy? As jou oog helder is, dan sien jy die koninkryksperspektief. As jou oog dof is, donker oog, dan fokus jy op die donker wêreld waarin ons leef. Hoe kyk jy? Hoe sien jy dinge? En onthou, hierdie kyk gaan nie net met 'n fisiese kyk nie. Natuurlik ken ons almal dit as 'n ou begin swak sien, hoe nodig word hierdie ou dingetjie. En hoe helder word 'n beeld as jy die bril opsit of jy nou kan lees of ver kan sien. Jy het hom nodig. Maar dit gaan hier ook om die geestelike. Hoe kyk jy na dinge?
Want hoe jy kyk bepaal op die ou einde jou lewe. As jy met begeerte kyk, het ons nou die aand gehoor, Sondag aand gehoor, as jy met begeerte kyk, dan het jy reeds sonde gedoen. As jy veroordeling kyk, dan het jy sonde gedoen. Hoekom? Want dan sê jy vir jou broer, jy raak hy, jy's 'n sleg, jy veroordeel hom, het ons ook gehoor. Hoe jy kyk. Hoe kyk jy na dinge om jou? Kyk jy na jou lewe? Ek het eendag 'n baie mooi beeld gehoor van iemand wat sê om te kyk is soos 'n bril wat jy opsit. As jy 'n negatiewe mens is en jy sit jou bril van negativiteit op, dan is alles vir jou negatief. Dis soos 'n bril, as hierdie donker brille wat donker is, as jy kyk, dan verdonker hy alles, maar as jy hierdie oranje brille sit, dan is alles 'n oranje kleur. As jy hierdie persbrille opsit, is alles 'n perskleur. Die bril, dit hoe jy kyk, die bril waardeur jy kyk, bepaal dit wat jy sien en dit wat vir jou waarde het. As jy iewers 'n sterk politieke oortuiging het en jy sit daai bril op, dan is alles om jou sleg. En alles word bepaal deur die bril wat jy opsit. Hoe jy kyk, bepaal die rigting wat jy loop. En jy kan jou partykeer baie misgis daarmee. Ek kon nie help, Rolien, vergewe my as ek nou die voorbeeld gaan gebruik. Nou sê sy hierbo, hoor ek sy sê vir hulle, hierdie bifocal lens van my, maak dit moeilik. Kan ek vir jou vertel dit met my bifocal gebeur het? Toe ek die eerste keer dit gekry het, toe sit daar op die plaas op 'n hoë steier. En nou kyk ek af en ek sien, nee, ek is redelik naby aan die grond. Ek gaan hierdie laaste 1 meter sal ek sommer spring. Toe is dit nie 1 meter nie. Dit is so 3 meter. So hoe jy kyk, deur watter lens jy kyk, bepaal of iets naby is en of iets ver is. Of jy jou misgis met iets. Dalk spreek jy so gou 'n oordeel oor iemand uit en dan later as jy die persoon regtig leer ken, dan kom jy agter, weet jy wat, sy is nie so sleg nie. Sy is eintlik 'n oulike mens. Hoe kyk jy? Wat 'n baas dien jy? Wat is afgod in jou lewe? Afgod is dit wat jy die meeste van jou tyd en aandag en geld aan spandeer. En interessant, daar is soveel afgode, maar weet julle wat? Die afgod wat Jesus as voorbeeld gebruik, is die afgod van geld. Dis die een ding wat die meeste mense op 'n dwaalspoor kan wegvat. Gisteraan praat ek en Andrei van 'n gesinnetjie wat aanvanklik so wonderlik nederige mense was, en toe begin dit goed gaan en die geld begin inkom. En skielik word hulle net hierdie belangrike mense. As daar 'n afgod is wat ons miskien kan uitlig, nie miskien nie, beslis, want dis wat Jesus doen, is geld, posisie, mag,
keer, ons het nou so gepraat ook oor die aftrede, eendag gesels ek ook met 'n adviseur, en dan sê hy, toe praat ons nou oor aftrede en al die goeders, en dan sê hy, maar wat is dit waarmee jy kan klaarkom? En dan skrik 'n mens. Maar een persoon kan sê, nou gebruik ek net bedrag. Een persoon kan sê, weet jy, as ek net 20.000 'n maand het, of 10.000 as enkel persoon het, dan sal ek dit kan maak. Hy sê, maar dan sit daar mense voor hom, dan sê hulle vir hom, meneer, ek kan nie onder 100.000 rand 'n maand. En dit bepaal hulle lewe. Asof hy net kon sê, waar is jou skat? Wat is jou belangrik? Waarop fokus jy? Die laaste ene, wie jy vertrou, bepaal jou vrede. Wie vertrou jy? Hy praat hier oor 'n klomp dinge, hy praat van die klere wat ons aantrek, want dis ook mos die mot verwoes die klere. Hy praat van die klere wat ons aantrek, en hy praat van kos, en hy praat van versorging en al hierdie goeders. En dan sê hy, maar gaan, waaroor is jy bekommerd? Wat is dit wat jou bekommerd maak? Hy begin dan sê hy, moet jou nie bekommer oor wat jy aantrek, wat jy eet, wat jy doen en al die goeders. Vertrou die Vader. Natuurlik, en onthou wat ek aan die begin gesê het, dit beteken nie, asseblief, ek kan op my lazy boy gaan sit en ek hoef niks te werk nie, want die Here sal vir my sorg. Dis nie wat hy bedoel. Hy kom gee genoeg riglyne dat ons moet werk, dat ons moet hard werk, dat ons moet verdien, dat ons regtig goddelike rentmeesterskap sal hê. Maar ek en jy kan net doen wat ons kan doen. En as baie keerpunte in 'n mens se lewe wat jy net vir die Here moet sê, Here, ek weet nie, ek het gedoen wat ek kon, ek weet nie hoe gaan ons hierdie ding deurtrek nie. Hy sê jy kan die nagte wakker lê. Maar gaan kyk na die voeltjies, hulle plant nie en hulle oes nie, en hulle het genoeg. Gaan kyk na die veldlelies. Hulle het nie aandrokke en skoene en juwele en al die mooi goeders, maar tog is hulle fantasties pragtig mooi. Iewers langs die pad moet ons by 'n punt kom om te sê, Here, ek vertrou U. Here, U is my anker. U is my hoop. Onse Vader, Here, gee my vandag my daaglikse brood. Dit wat ek vandag nodig het. Die bietjie wat ek vandag het, om daarvan 'n sukses te maak, en te weet, maar U sal môre weer vir my sorg. Bou jy op wat ewig is? Fokus jy op God se lig? Vertrou jy op sy sorg? Of probeer jy op jou eie? Is jou ankerpunte in die wêreld? Ek het 'n mooi prentjie eendag gesien van 'n anker van
die kaptein wat op die boot is, en dan sê hy vir hulle, gooi uit die anker. Dan gooi hulle hierdie anker uit, en nou weet ons, is net 'n beeld, gooi hierdie anker uit, maar daai anker val net op die onderste dek. Dan help hy niks. Waar is jou anker? Is jou anker buitekant jou gegooi? Is jou anker op God, wat jou vashou en wat jou dra? Of vertrou jy maar op jouself? Onthou waarmee het ons begin die bergpredikasie, geseënd is hulle wat weet dat hulle God nodig het. Geseënd is hulle wat weet om op God te bou, om op God te fokus, om op God te vertrou. Want niks sal hulle van hom af kan wegtrek. Ek wil afsluit met ietsie wat ek gesê het verlede week by een van die roudienste. Ek dink dit was so baie nou, ek dink dit was die laaste ene van hom Jerry. Daar's soveel dinge wat in 'n mens se lewe gebeur en keuses wat jy moet maak. Keuses oor wat is vir jou belangrik, waarop bou jy? Keuses oor werk en beroep en jou vrou en al die dinge. Ons het ons hele lewens keuses en ons gaan so op in die keuses. En dan op die ou einde mis ons die belangrikste keuse. Al die keuses wat ek en jy in ons lewe gemaak het, kom tot 'n einde die oomblik wanneer ons doodgaan. Dit wat jy bymekaar gemaak het, dit wat jy bymekaar gemaak het, gaan na die kinders toe. Jou pos, waarin jy so hard voor gewerk het en jou vrou en kinders afgeskeep het, iemand anders word aan jou plek aangestel. Hulle kan nie gou genoeg iemand kry nie. Dit is asof hulle te bly is, jy is nie meer daar. Alles. Daai dag as jy jou asem uitblaas, is dit klaar. En dan vra jy jouself baie keer af, waarom was dit alles die moeite werd? Dat is die belangrikste keuse, die enigste keuse, wat jou ewigheid raak, is of jy Jesus ervaar het as verlosser en zaligmaker. Ek wil dit deurtrek na vanaand toe. Die dag met jou dood is alles waarop jy gebou het, alles wat vir jou belangrik is, alles wat jy nagejaag het, wat jy fanaties oor was, alles wat jy gebou het op, beteken op die ou einde niks. As jy daar op daai sterfbed lê. Die enigste is of jy Jesus het. Want daardie keuse se implikasie is vir ewig. Sonder Jesus is jy in die hel. Met Jesus het jy die ewige lewe. Dis al wat tel. Dan kan hulle maar daardie ons magere stoep verby die venster jaag. Daai oom dood is daar. Kon hy nie een ons magere bees hemel toe vat.
al daardie hoë range wat jy dalk bereik het, daai bordjie wat op jou kantoor gestaan het, bestuurder of wat ook al. Help nie eers jou vrou sit dit in jou kus nie. Want as alles niks. Waar is jou spat? Waarop fokus jy? Wat is vir jou belangrik? Van dit bepaal jou hart. Dit bepaal op wie jy vertrou. Dit bepaal jou uiteindelik. En my gebed is dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, wat vanaand hier is, wat ingeskakel is, of wat later daarna gaan luister, net vir hulle self sal vra, wat jaag jou? Wat dryf jou? Ek wil net vanaand vir jou sê, op die ou einde, beteken dit niks. Dis net die anker in Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanaand weer ons weet, Here, dit waarop ons fokus, waar ons skat is, dis waar ons hart is. Hoe ons kyk na dinge bepaal hoe ons voel oor dinge. 'n lig wat helder skyn en 'n lewe verlig, of 'n donker oog van duisternis en selfsugtigheid. Op wie vertrou ons? Wie bepaal op die ou einde dit wat regtig nodig en belangrik is? Here, vergewe ons. Vergewe ons dat ons so in die wêreld vasklou. En dat ons U hand laat los. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil ook net so 'n mooi verhaaltjie, ons is mos nou lief vir stories na hom hulle hier was. Ek lees nou die dag 'n mooi verhaal van 'n gesinnetjie wat in 'n gegoede voorstad van Pretoria bly. Wat op 'n gereelde basis, man, vrou en hulle kinders, by hulle huiswerker vir 'n naweek gaan bly. Om iets te beleef van dit wat ons het en dit wat ander het. En hulle sê, dis vir daai kinders die lekkerste tyd om daar te kan wees en te kan speel met al daai maatjies. Ek sê nie ons moet dit almal doen nie, maar soms moet ons net gaan voorraad opneem. Waar is ons skat? As ons hierdie lied sing, en ek dink dis hy, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees. Neem my hart, neem my stem, neem my alles. Kom ons staan en dan sing ons. Neem my lewe, laat dit In
staan, stel ek die Vader aan my hart vir die doortroon. Hierdie Gees wat in my woon, in my donker voel en naam, altyd na die wyse raad, altyd na die wyse raad. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met julle elkeen. Amen.